Goeienaand en welkom by ons aandgodsdiens. Ons begin vanaand met die tweede brief van Johannes. Nou, die tweede brief van Johannes is seker een van die kortste boeke in die Nuwe Testament. Dit bestaan uit net 13 verse en tog dra dit 'n boodskap wat vir elke gelowige mens, vir elke huisgesin, vir elke gemeente uiters belangrik is. Vanaand gaan ons eers die hele brief deurlees sodat ons die geheel beeld kan hoor. Maar ek wil jou ook aanmoedig om hierdie week self die brief weer vers vir vers deur te lees. En van môre aand af gaan ons dit in kleiner gedeeltes neem en dan 'n bietjie stadiger en meer gefokus deurwerk. Kom ons lees dan nou uit die tweede brief van Johannes vanaf die eerste vers. Van die oudste aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En die liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die anti-kris, bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar is nog baie ander dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. So sê die woord van die Here dan vir ons. Voordat ons hierdie brief in detail gaan begin behandel, moet ons eers iets van die agtergrond verstaan. Dit is daardie agtergrond van elke brief of van elke Bybelboek wat ons help om dit in konteks te verstaan en die oorspronklike bedoeling van die skrywer net soveel beter te kan verstaan en weergee. Hierdie brief van Johannes is 'n belangrike brief. Dit is kort, maar dit is vol en ryk aan inhoud. Dit is 'n brief wat gaan oor waarheid, oor liefde en oor die vermoë om te onderskei tussen die ware en die valse leer oor Christus. En dit is presies hoekom hierdie brief vir ons vandag so nodig is. As die skrywer hier skrywe, noem hy homself die oudste. Ons sou ook kon sê die ouderling. Hy stel homself voor as die ouderling van die gemeente. Die sterkste en die mees tradisionele verstaan hiervan is dat dit die apostel Johannes was wat hier geskryf het. Waarskynlik al as 'n bejaarde man. Hy skryf as 'n geestelike vaderfiguur vir hierdie gemeente. En 'n mens hoor dit uit die taal en die styl wat hy gebruik. Hy sien homself as hulle herder. Hy het die gelowiges lief, en juis omdat hy hulle so lief het, wil hy hulle ernstig waarsku. Hy wil nie sien dat hulle struikel in die geloof nie. Hy weet, daar is nie net vir gelowiges bedreigings van buite die kerk nie, maar baie keer ook van binne die kerk, van binne die kring van die gelowiges, wanneer mense 'n ander Jesus begin verkondig, as dit wat die apostels, die woord van God ons leer. Hierdie brief is gerig aan die uitverkore vrou en haar kinders. Met dit bedoel hy die plaaslike gemeente waaraan hy skryf en haar lidmate. Die gemeente is die uitverkore vrou, haar kinders is die gelowiges wat aan die gemeente behoort.
Hierdie is dus meer 'n publieke brief, 'n openbare brief aan die gemeente. Dit is nie 'n privaat briefie oor persoonlike sake nie. Dis 'n brief oor hoe die gemeente, die gelowiges van Christus moet leef, hoe hulle die waarheid moet soek, hoe hulle die waarheid moet bewaar, hoe hulle mekaar moet lief hê en hoe hulle moet onderskei tussen ware en valse geestelike stemme. Die brief is waarskynlik geskryf in die tydperk tussen 85 en 95 na Christus. Nou in hierdie tyd het die evangelie al ver versprei. Dit was verkondig oor 'n wye area. Daar was baie gemeentes in verskillende dorpies en streke waar die evangelie al tuis gekom het. Maar in hierdie tyd was daar ook verskeie Christelike predikers en leraars wat van plek tot plek gereis het en die evangelie verkondig het. En omdat daar nie ander moderne geriewe en kerklike strukture was soos vandag nie, het hulle maar by die mense in die dorpies, die gelowiges in die dorpies gaan oorbly. Die gelowiges het hierdie reisende leraars in hulle huise ontvang, hulle het hulle kos gegee, hulle het hulle versorg, en as hulle verder moet reis, het hulle dikwels vir hulle weer gehelp verder op die pad. Dit was goed en dit was nodig, so die evangelie versprei, maar dit het ook 'n gevaar geskep. Want nie elke ou wat aangekom het by hulle met die evangelie, het die waarheid met hom saamgebring nie. Party het Christelike taal gebruik, hulle het die naam van Jesus gebruik, maar hulle het nie die waarheid oor Jesus verkondig nie. Johannes sê hulle het nie die leer van Christus gebring nie. Die spesifieke dwaling waarteen Johannes hier waarsku in verse 7 en 8, is dat hierdie mense nie bely het dat Jesus Christus liggaamlik na die wêreld gekom het nie. Nou mag dit vir ons klink na 'n klein nietige dingetjie, maar dit is 'n leerstelling wat die hart van die evangelie raak. Want as Jesus nie werklik mens geword het nie, dan het hy nie werklik in sy liggaam gelei en gesterf nie. Dan het hy nie werklik ons natuur aangeneem nie, dan het hy nie ons sondes gedra aan die kruis nie. En dan val die boodskap van die hele evangelie uitmekaar. Daarom is Johannes so ernstig hieroor. Hy praat nie oor 'n klein verskilletjie tussen Christene nie. Vandag verskil ons ook in die kerke van mekaar en baie keer oor klein en nietige dingetjies, maar ons kan tog saam hande vat en voor God buig. Ons glo tog nog dieselfde oor Jesus Christus. Maar hierdie mense, sê hy, verkondig nie die waarheid oor Christus nie. Hulle vat 'n halwe waarheid en hulle kom dus dit op as die volle waarheid. Dit wat eintlik 'n leuen is, bring hulle na die gemeente toe. En dit is hier waar 2 Johannes baie naby aan ons eie tyd kom. Vandag leef ons ook in 'n tyd van baie stemme. Daar was waarskynlik nog nooit 'n tyd waarin gelowige mense toegang gehad het tot soveel predikers en geestelike boodskappe as juis vandag nie. Jy kan jou selfoon in jou hand neem en binne minute kan jy na 'n stem luister enige plek oor die wêreld. Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, podcast, kort video's. Duisende en duisende geestelike boodskappe is met die druk van 'n knoppie tot jou beskikking. En ja, daar is baie daarvan wat waardevol is en getrou is aan die skrif, maar ons moet ook weet, baie daarvan is ongelukkig baie oppervlakkig, halfwaar of gevaarlik vals. Daar is duisende boodskappe tot ons beskikking. Hoe onderskei ons vandag tussen waar en vals? Die onderskeiding is baie moeilik. In Johannes se tyd het die predikers van huis tot huis en van gemeente tot gemeente beweeg. Vandag kom hulle deur jou skerm, deur die luidspreker van jou selfoon, deur jou WhatsApp groep na jou huis toe. Die vraag is dus nie net, is hierdie boodskappe godsdienstig nie. Die vraag is, bring hierdie boodskappe die Christus van die skrif na my toe? Want dit moet ons weet, sê Johannes, nie elke stem wat Jesus se naam gebruik, verkondig die ware Jesus nie. Nie elkeen wat van liefde praat, is gehoorsaam aan God nie. Nie elke boodskap wat jou inspireer, bou jou geloof nie. Daar's baie boodskappe wat jou baie goed laat voel, maar dit lok jou eintlik weg van die waarheid. Daar's boodskappe wat geestelik klink, maar dit verdraai die suiwer evangelie van Jesus Christus. Daar's boodskappe wat Jesus aan jou voorstel as die beste helper, die beste voorbeeld, die beste terapeut, die sleutel tot sukses en tot voorspoed, maar wat nooit oor hom praat as die verlosser van jou sonde, wat jou roep om jou kruis op te neem en hom te volg nie.
As jy nog nie genoeg kennis of onderskeidingsvermoë het om 'n stem goed te kan toets nie, dan wil Johannes vir ons sê, is dit wys om te bly by die beproefde, skrifgetroue stemme. Dit is hoe 'n mens geestelike versigtigheid aan die dag lê. Jy sal tog nie kos eet as jy weet dat daar gif in is en dit jou gaan siek maak of selfs doodmaak nie. Jy gaan nie vir jou kinders en vir jou gesin kos gee as jy weet dat dit vergiftig is nie. Hoekom wil jy dan jou siel voed met leringe wat nie aan die skrif getoets is en wat nie gesond is vir jou groei in die geloof nie? Daarom is die gemeenskap van gelowiges vir ons ook belangrik. God het nie bedoel dat ons los van die kerk, los van ander gelowiges, los van herders, los van die belydenis, los van die skrif, na elke stem moet luister nie. Ons moet saam luister, saam met ons gemeente, saam met medegelowiges, saam toets, saam onderskei. Geloof is nie 'n privaat eksperiment waarin elkeen maar besluit wat vir hom werk nie. Christus gee sy woord, hy gee dit aan die kerk, hy gee dit aan die gemeenskap van gelowiges, sodat elke individuele gelowige uiteindelik met die waarheid gevoed kan word. As ons die brief aan 2 Johannes lees, dan sien ons, dit is 'n brief wat eintlik baie sê vir gelowiges van ons tyd. Dit sê baie vir my, vir jou, vir elkeen van ons se huise, vir elke gemeente. Johannes roep ons hier om in die waarheid te wandel, om mekaar lief te hê, om by Christus te bly, om met onderskeiding te leef. So hoe sal ons die boodskap van hierdie brief in een sin saamvat? Kom ons sê dit so. 2 Johannes leer ons dat ware Christelike liefde in die waarheid van Christus bly, volgens God se gebooie wandel en nie 'n deur oopmaak vir die leer oor 'n valse Christus nie. En dit is die lyn wat ons in hierdie week gaan volg. Kom ons bid dan nou saam. Here, ons God, ons dankie vir hierdie dag wat uit U hand gekom het. Ons dankie vir U bewaring en vir U sorg, vir die genade waarmee U ons deur die dag gedra het. Dankie dat ons vanaand weer saam voor U woord mag sit. Here, dankie vir hierdie tweede brief van Johannes. Ons bid dat U ons deur U woord 'n liefde sal gee vir die waarheid, 'n liefde vir Christus, soos wat hy in die skrif aan ons geopenbaar word. Leer ons, Here, om nie ons eie idees van liefde en geloof bo U woord te stel nie. Ons bid ook vir die week wat nog voorlê. Gee vir ons wysheid in ons werk, in ons huise, in ons gesprekke en in ons besluite. Laat ons woorde, waar ons ook al leef en beweeg, ons keuses, ons optrede, wys dat ons aan Jesus behoort. Ons bid vanaand vir almal wat siek is en wat swak is, vir mense wat beproef word, wat moedeloos geword. U ken elkeen se lewe en elkeen se hart, en ons bid dat U sal ontferm oor hulle. Dra hulle deur U genade, Here. Gee uitkoms waar dit U wil is. Gee geduld waar die pad te lank geword het. Gee geloof waar die hart moeg geword het. Ons bid vir mense wat geestelik verward is, wat deur baie stemme rondgeslinger word en wat nie meer weet wat waar is nie. Vader, bring hulle terug na U woord. Bring hulle terug na Jesus Christus. Bring hulle na die vrede en die vervulling wat ons alleen in U teenwoordigheid kan ervaar. Bewaar ook ons huise, bewaar ons kinders en ons geliefdes. Help ons ook, Here, om ons huise en ons lewens nie oop te stel vir alles wat geestelik klink, maar wat dalk nie die waarheid van U evangelie na ons bring nie. As ons so bid, dan bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.